Julle ons gaan vanoggend gesels oor die meer geseënde lewe. Nou my bors persoonlik raak benoud as dit by sulke preke kom, want dit gaan oor goed wat elkeen van ons baie diep raak. Dit gaan oor finansies. En ek het net nou vir iemand buite gesê dis vir my makliker om te gee as om te vra. Nou ek wil nie hê jy moet vanoggend sien as 'n boodskap wat ons vir jou kom sê jy moet gee nie. Dit gaan alles oor 'n ingesteldheid van jou hart. Gee is 'n moeilike ding, want daar's 'n budget wat moet klop. Daar's 'n vrou, daar's partykeer kinders, partykeer is dit net jy met een inkomste. Jy's dalk afgetree. En baie keer is 'n mens geneig as ons begin praat oor gee om te sê maar as jy gee, die Here sal voorsien. En ek wil jou vandag uitdaag om dit dalk andersom te draai en te sê die Here het voorsien en daarom kan ek gee. Want dit van die beginsel weg van wat so wyd in die wêreld so groot topic raak is wat hulle noem welvaartsteologie. Van as jy gee, gaan die Here dit vir jou 10voudig deurgee. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek het nog nooit eers 'n bank gesien met die naam God's Bank nie. Om in God se bank in te betaal beteken eintlik ek het klaar gekry. So wat vir my altyd so moeilik is vir hierdie is as ons praat van gee en God voorsien, dan is ek altyd soos nee, God het voorsien en daarom kan ek gee. Maak dit vir julle sin? Jy gee nie sodat God kan voorsien nie. As jy geld wil laat vermeerder, sit dit in 'n spaarrekening, sit dit op 'n belegging nie. Maar dis nie wat God is nie. Die probleem wat ons partykeer het is ons kyk na die konsep van om geseën te wees en om te gee in die plan van Jesus, ek het nie eintlik om te gee nie. In plaas van om te begin besef maar die God wie ek dien het reeds ruimte vir my gegee. Die God wie ek dien het my geroep met dieselfde doel en om te doen dieselfde as wat 'n ou wat 'n miljoen rand in die bank het en ek wat 500 rand in die bank het. As ek hierdie hele boodskap vanoggend net 'n streep deur wil trek, is dit iets wat ons baie sê, dit gaan nie oor hoeveel of wat nie, dit gaan oor gehoorsaamheid. Om meer geseënde lewe te hê, gaan absoluut oor gehoorsaamheid. Dit kan groot wees gehoorsaam. Dit kan klein wees gehoorsaam. Maar dis hoe jy die geseënde lewe kry. Nie die rand en sent nie. Daar is 'n rede en ek wil dit sommer aan die begin sê hoekom ons nie offergawes opneem in die diens nie. Want ons vertrou die Here. Ons vertrou dat ons nie hoef elke Sondag 'n persoon te konfronteer met 'n mandjie wat verbykom nie of 'n SnapScan kode wat voor jou geplak is dat jy moet gee nie. Ons vertrou dat hierdie geloofsfamilie, julle wat hierso sit, naby genoeg aan die Here loop om te gee wat hy vra jy moet gee. So as ons vandag 'n bietjie die woord tiendes hoor, wil ek nie jy moet vaskyk in die tiende nie. Die tiende moet jy amper vervang met wat vra God van my. Want die skerry ding is vir sekere mense gaan God dalk 20% vra. Vir sekere mense gaan God dalk 1% vra. Want die beloning en wat God soek is nie die 1 of die 20% nie. Dis in die gehoorsaamheid om te sê Here, ek vertrou dat U klaar voorsien het en daarom sal ek teruggee. Ons het al 'n paar keer hieroor gepraat, ons gee nie want ons leef uit hierdie scarcity model. Ons het hierdie nog nie genoeg ingesteldheid hê. As jy met enige persoon gaan praat, kom ons gebruik Elon Musk. Dis nou 'n radical voorbeeld, nê. Toe hy sy eerste biljoen gemaak het, nê. Hoeveel biljoen het hy nou? Hy het iets soos 40 dink ek. Okay. Dink julle toe hy sy eerste biljoen gemaak het, het hy gesê, ja, okay, nou is ek klaar, nou het ek genoeg. Want sodra jy dit het wat jy voor gesoek het, nê, wil jy nog 'n bietjie meer hê. Dis soos jy so lus vir daai blokkie chocolate. Dan besluit jy gaan hierdie slab koop en ek gaan vanaand 2 blokkies eet. Maar as jy eers daai 1 blokkie geëet het, nê? Nee pa, dis hoe dit werk nie. Dis soos magic. Dis is
die meeste mense ken van kulkinsies doen as dit by 'n chocolate kom. Dis weg. Party mense kry dit tot as jy skoonmaak dit wegsteek, dan kry jy 'n paar dit. So, daar's baie goed wat uitkom met hierdie van net nog 'n bietjie. Soek net nog 'n bietjie meer. As ek net hierdie bietjie meer geld het, dan sal ek begin om by te dra tot 'n projek vir armes. Dan sal ek begin, as die Here vir my sê, die ou op die straat wat my vra vir R5, dan sal ek vir hom sy R5 gee. As ek net daai bietjie meer het, kom sê ek 'n bietjie die R5 op die straat, want partykeer gaan die Here vir jou vra om vir 'n ou op die straat R10 te gee, of R100 wat so asem na alkohol ruik. En jy dink, gaan nie vir hierdie ou geld gee nie, want hy gaan dit net weer uitsit. Is ek reg? Wie het al so gedink? Wat is die oplossing? Die oplossing is nie hoeveel jy gee nie, die oplossing is wat vra die Here van jou. Ek het al geld vir ouens gegee wat ek geweet het hierdie geld gaan nie brood koop nie. Maar ek het gegee want ek het geweet die Here vra vir my om te gee. Die Here vra nie van my om te dink wat die persoon met die geld gaan doen nie. Hy vra vir my, gaan jy doen wat ek van jou vra? So dis waaroor hierdie hele geseënde lewe gaan. Wie van julle het al ooit sleg gevoel na jy vir iemand wat jy gevoel het ek moet iets voorgee? Wie van julle het al sleg gevoel daarna? Het jy geseënd gevoel, het jy gevoel, maar wow, die Here het my nou gebruik. Dis wat gehoorsaamheid beteken. Dis wat dit beteken om 'n meer geseënde lewe te hê. Dis wat dit beteken om te gee wanneer die Here jou vra. As ons kyk na Handelinge, ons het al baie oor Handelinge gepraat en ons gaan nog altyd oor Handelinge praat, want Handelinge is soos die blueprint vir kerk. As jy nou wil basics van basics wil sien hê, gaan na Handelinge toe. Daar gaan jy sien hoe die kerkmense met mekaar beklei het. Jep. Ons dink partykeer as die kerk net weer kan wees soos dit in die Bybel was. Julle daar gaan kerkraadsvergaderings baie langer wees, hoor. Hulle het verskil, hulle het gestruggle, hulle het gebattle met hierdie goed. Maar in daai struggles het daar goed uitgekom van hoe struggle jy met mekaar? Hoe dink jy oor die lewe? Hoe dink jy wat jy het? En een van die goed wat ons lees in Handelinge 20 vers 35 is, in alles het ek vir julle gewys dat 'n mens deur hard te werk die swakkes moet help. En die woord van die Here moet onthou toe hy gesê het, dit maak 'n mens meer gelukkiger om te gee as om te ontvang. Haar eerste stukkie is interessant. In alles wat ek julle gewys het, dat 'n mens deur hard te werk die swakkes moet help. Wie van julle het al gehoor jy moet hard werk sodat jy eendag sterk op jou eie voete kan wees? Wie van julle het al gehoor hoe jy moet hard werk sodat jy die swakkes kan help? Dis wat die Bybel van ons vra. Dis vrek moeilik. Want daai Netflix subskripsie, daai AI subskripsie tot daai een ding wat van die memes maak, nê, dis so lekker. Maar om hard te werk is nie sodat jou bank vol kan raak nie. Dis 'n voordeel van hard werk. Maar om hard te werk beteken ek het sodat ek die swakkes kan help. En ek dink ek sal vir julle almal dieselfde kan vra en ek maak 'n aanname wat gevaarlik is, maar ek glo dat die meeste van julle gaan sê dat om te gee is lekker. Dis lekker om te gee. Dis lekker om vir iemand 'n random blommetjie te gee of vir jou vrou 'n blommetjie te gee. Nou sal ek seker in die week moet gaan blomme koop, maar dis lekker veral as mense dit nie verwag nie. Dit laat jou goed voel. Want jy kry bevrediging want jy het 'n goeie ding gedoen. Baie vrygewigheid gaan glad nie oor wat jy het nie. Andri gee skool by 'n skool wat ek sal sê 'n baie arm skool is met baie arm kinders. Hulle kinders kom uit Ruiterwag, Mitchells Plain, Khayelitsha, you name it, hulle kom daar uit. En partykeer kom sy huis toe met iets baie nice wat een van die ryker ouers gegee het, as daar van hulle is. Maar partykeer kom sy huis toe met iets wat aansienlik stupid sal lyk vir die gewone mens. Maar dis vir haar die kosbaarste ding, want sy weet hoe hierdie ouers se finansies lyk. Sy weet dit het iets gekos van hierdie ouers om hierdie te gee. So dit is baie keer meer werd om iets klein en aanhalingstekens stupid te kry van iemand wat nie eintlik het nie, as om
R2000 Mangonani Spa voucher te kry. Sy het dit nog nooit gekry nie, maar byvoorbeeld, jy verstaan. So dit gaan alles oor vertrou. Dit gaan oor om te verstaan dat alles wat ons het aan God behoort. Dis 'n moeilike konsep. Ons sukkel so in hierdie wêreld om dit te kop, want ek wil meer hê, ek werk hard hiervoor. So hoekom moet ek nou my geld vir armes gee? Hoekom moet ek vir die kerk 'n bydrae lewer? Hoekom moet ek gee? Ek het hard gewerk hiervoor. Daai mense kan ook harder werk. Julle besef in die Bybelse tyd was daar ook leegleiers gewees. Mense wat op die straat gebly het omdat hulle absoluut nie te lui is of te sleg was om iets te doen. En as Jesus gepraat het van gee, het hy gesê gee vir daai mense ook. 'n Bietjie ander paradig, maar help mense wat hulle self wil help, het julle dit al gehoor? Partykeer is daar mense wat hulle self nie wil of kan help nie en dan moet ons help. So dit gaan oor 'n God wat ons nooi om saam met hom die wêreld te seën. Dit gaan nie net oor om ons kerk te seën nie. Ja, soos ons kerk groei, soos ons finansies groei, so gee dit ons geleentheid om uit ons gemeentefondse meer na buite te leef. Van 'n ou verby die punt kom wat ons werk om die gemeente te groei en nou besef ons, wow, die Here seën ons so, ons kan nie hierdie hou nie. Dis byvoorbeeld een van ons goed met ons begroting, ons begroot nie om te spaar nie, ons begroot om 'n nul te hê aan die einde van die jaar. As julle dan so getrou is soos julle nog elke keer is en daar is aan die einde van die jaar iets oor, dan vat ons dit en ons sit dit in 'n rekening en sê ons het verantwoordelike rentmeesters wees want een of ander tyd gaan ons begin bou. Dan gaan ons nie meer op hierdie stoele kan sit wat ons gratis elke Sondag by Kiro gebruik het. Dit sê iemand net elke Sondag van hier af soontoe gaan ry en weer terugbring wat ek twyfel, maar ons moet ook verantwoordelik wees. Maar ons begroot nie om te sê kom ons kyk of ons hierdie jaar kerk kan kry om R50,000 meer te gee sodat ons dit kan wegsit of spaar nie. Ons werk op in en uit. Dis hoe ek glo en dis hoe ek vir ons kerkraad ook gesê het. Kerk mag nooit werk om 'n spaarrekening te hê nie. Ja, ons moet geld wegsit vir goed, maar dis nie ons begroting nie. Dit wat ons surplus het, wat die Here voorsien, wat julle deur gehoorsaamheid bydra sit wat ons gee. So ek en jy moet begin beweeg van 'n gedagtegang af van nie genoeg nie na meer as genoeg. Paulus skryf vir die ouens in 2 Korintiërs in Macedonië, skryf hy sê te midde van swaar beproewing as gevolg van verdrukking het hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei in 'n rykdom van vrygewigheid van hulle kant af. Ouens in Macedonië het swaar gekry. Hulle was van daai Christene wat vervolg was. Hulle het nie geld gehad nie want hulle het nie werk gekry nie want hulle was Christene gewees. Maar Paulus skryf spesifiek oor hierdie gemeente en sê hierdie mense het ten spyte van hoe swaar hulle gekry vrymoedig gegee. Paulus sê nie hoeveel hulle gegee het nie. Ek het 'n vermoede, as ek verstaan hoe Paulus sê, hulle beproewings, hulle vervolging, hulle verdrukking en hulle armoede, dan dink ek dit was ouens wat regtig swaar gekry het. Dan dink ek dat dit dalk, kom ons sê in ons terme, R1 was wat hulle kon bydra. Maar hulle het dit gegee met 'n smile op die gesig. Nie omdat hulle ryk was nie, nie omdat hulle gedink het hulle great is nie, maar hulle het geweet God het voorsien. Hulle het min gehad, maar tog baie gegee. En hoe was dit moontlik dat hulle baie gegee het? Omdat vrygewigheid word nie bepaal deur wat jy besit nie. Vrygewigheid word nie bepaal deur wat jy besit nie, maar dit word bepaal deur wat jy dink. Ons dien 'n God wat meer as genoeg is. Wanneer ek en jy in geloof optree, dan vermenigvuldig God dit wat in sy hande is in plaas van in ons hande. Dis 'n vreemde konsep. Maar geloof laat nie jou goed vermenigvuldig, maar dit laat God se goed vermenigvuldig wat hy vir die wêreld wil gee. Ek en jy het altyd vra, het ek genoeg geld, het ek genoeg kos, het ek genoeg tyd, het ek genoeg sekuriteit? Al ons goed wat ons in God se hande plaas en hom voor vertrou vermenigvuldig dit, of dit jou persoonlike struggles is.
Dit word nie vermenigvuldig en dit raak swaarder nie, maar dit word omgedraai in 'n positiewe balans. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê en God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. God wil hê jy moenie leef in vrees nie. God wil nie hê jy moet leef in 'n ding van dit gaan net 'n tekort altyd wees nie. Hy wil hê jy moet in geloof leef vir sy voorsiening. Wie van julle was al op 'n uitreik na arm lande in Afrika gewees? Ander arm lande buite Afrika dalk? Julle was al in Thailand gewees? Ek het die voorreg gehad om al in Botswana te gaan uitreik vir 'n paar weke, 2 keer. Weet julle hoeveel smiles het ek gesien op mense wat in modderhuisies bly? Daar's nie 'n kans dat as jy deur die nuwe Versante Kraal Open Air Shopping Center gaan stap, dat jy soveel glimlagte gaan sien nie, al stop die mense daar met Ford Everest, BMW's en sulke goed. Maar julle, die armste lande is gewoonlik die mense met die grootste glimlagte op hulle gesigte. Dat hulle word nie distrek deur hierdie noise wat ons dink die geseënde lewe is nie. Die nuwe flat screen TV nie, die nuwe grand kar waarvoor ek nou nog harder moet werk of harder moet werk vir 'n bevordering sodat ek hom kan bekostig nie. Daai mense loop en smile want weet jy, hulle het mense. Leeu het hulle nog nie gevang nie. Hulle het goed om oor tevrede te wees en te besef ek kan nou nie sê dis omdat hulle Christen is, maar iets voorsien vir hulle en hulle is tevrede met wat hulle kry. So God wil hê ek en jy moet vrees leef vir tekort nie. Die ander ding wat ek en jy moet begin dink as ons oor hierdie goed praat is om van my hulpbronne na God se hulpbronne te gaan. Alles wat inkom is God se en alles wat ek uitgee is God se hulpbronne. 1 Kronieke 29 vers 14 sê want wie is ek en wie is my volk dat ons in staat is om vrywillige gawes soos hierdie te gee. En dan sê die profeet ja van u kom alles en uit u hand ons dit aan u gegee. Alles kom uit u hand en ons gee dit weer terug in u hand. Wanneer ek en jy begin besef dat alles wat ek en jy het kom van God af, begin ons oor elke liewe dingetjie anders dink. Eric Swanepoel het altyd 'n sê ding gehad wat hy by die ouens in Egipte gekry het by die vervolgde kerk. As dit gaan oor geld en goed, dan die een nou altyd gesê, but I've got a Jewish friend. Mooi manier om te stel dat Jesus is sy vriend. Vir die van julle wat weet, Jesus was 'n Jood gewees, hy was nie 'n Christen nie, hy was die Christus gewees. So I've got a Jewish friend. Ek was jare terug by 'n groot nasionale projek betrokke gewees, Imagine jeugbeweging wat ons feeste reg oor die land gedoen het. En op 'n stadium toe ons hierdie groot droom begin beplan, toe sien ons, hoorie, dit gaan ons naby R1 miljoen kos om hierdie feeste te doen. En daai woorde van Eric het my daar gehelp om te sê, weet jy waar ons hierdie geld gaan kry nie, but I've got a Jewish friend. Dis vir my ook persoonlik baie makliker om God vir geld vir die gemeente te vertrou en vir sulke goed te vertrou as om my eie lewe te vertrou. En dis iets waaraan hy nog met my werk. Maar God gee sodat ons kan gee. En wanneer ons dit besef, dan begin ons hele lewe verander. Ons vra nie meer hoeveel moet ek gee nie, maar Here, hoe wil U hê moet ek gebruik wat U aan my toevertrou het? Dis 'n verskil nê van hoeveel nou wil U hê moet ek gebruik wat U vir my gegee het. En om te gee is nie om te verloor nie. Dit is om deel te neem. In hierdie gemeente van ons, in hierdie geloofsfamilie. Het ek al beleef waar mense wat van die minste het gesê het ek wil hierdie gee want ek wil iets gee. En dis so besonder. Ek het 'n hele paar jaar terug was ek in Amerika gewees vir kursusse by 2 kerke en dit was 'n groot ding waarvoor ek Here moes vertrou het want ek was genooi vir hierdie ding en ewe skielik moet ek R40,000 uithaal vir hierdie 10 dae in Amerika met die vliegtuigkaartjie. En dit is hoeveel ek seker 8 jaar terug al. Nou imagine hoe baie was 40,000 toe gewees. Nou is 40,000 is baie geld, maar ek kan nie meer veel, maar jy gaan eet een keer uit dan se geld op. Nee.
Okay, my fout. Maar julle verstaan wat ek bedoel, dit was daai tyd nog meer. En ek onthou ons het by Bergsig se jeug het van die mense geld ingesamel en goed. En daar het eendag 'n kind na my toe gekom met 'n R20 noot. En hy het vir my gesê hierdie is R20 vir my sakgeld. Ek wil graag dit vir jou gee. Ek weet nie hoeveel daai kind gekry het nie. Dalk het hy 1000 gekry, dalk het hy R50 gekry. Maar hy het R20 kom gee. Dit is gehoorsaamheid om te doen wat die Here van jou vra, om hom te vertrou vir dit wat hy in jou voorsien het. So elke keer as ons gee, en nie net geld nie, elke keer as ons dien, dan gee ons gee iets van onsself. Elke keer as ons iemand vergewe, gee ons die vergifnis wat God aan ons gegee het oor aan iemand anders. So maak ek en jy deel uit van God se verlossingswerk. So as jy jou hulpbronne vashou, styf vashou, sal dit altyd klein voel. As jy jou tyd styf vashou en sê maar ek kan nie hierby betrokke raak nie want ek het eintlik nie tyd nie, dan gaan dit altyd voel of jy te min tyd het. Ek sê nie, moenie boundaries hê nie. Moenie gesonde tydsbeplanning doen nie. Dalk is dit die uitdaging, gaan beplan bietjie jou tyd beter sodat jy bietjie meer tyd het om te gee. As jy altyd gaan dink jy het nie genoeg om te gee nie, gaan jy nooit genoeg hê om te gee nie. Ek sê altyd vir couples wat wil gaan trou of wat nog nie eers verloof is, ja, maar ons wil net eers genoeg geld kry sodat ons kan trou. Sê ek vir hulle, jy gaan nooit genoeg geld hê om te trou nie. Want daar's altyd, die geld gaan altyd net meer vra en jy gaan net nie noodwendig daai hoeveelheid meer en meer kry nie. Maar ons gaan altyd, as ons begin dink aan ons het te min, nie kan doen wat God van ons vra nie. En dis daai ding van wat ek sê as hulle trou, nie ons gaan eendag trou as ons genoeg geld het. Ons het ons mindset verander van ek sal eendag gee na ek sal nou gee. As jy hier sit en jy het vanoggend gehoor die kinderbediening het hulp nodig en in jou hart voel jy moet gaan kyk hoe lyk dit daar en gaan uitvind hoe dit werk. En dan sê jy vir jouself, ja, maar Jesus, ek moet dalk nog eers so 'n bietjie langer uithou. Ek moet eers die ding lekker uitkyk. Moenie gaan kyk, gaan probeer. Dalk is jy mal daaroor en pas jy perfek en dalk is jy soos ek wil nooit vir iets vir die kinders doen nie. Maar gaan probeer dit. Gaan. Moenie sê eendag nie. Sê ek sal nou gaan. Ek sal nou gee. 2 Korintiërs 8:11 sê voltooi dan nou ook die taak sodat net soos julle bereidwillig was om dit te wil doen, julle ook bereidwillig sal wees om dit te voltooi uit wat julle het. Nie uit wat jy moet kry nie. Wees bereidwillig om te doen wat jy wil doen, omdat jy dit moet doen en omdat jy bereidwillig sal wees om dit te voltooi. Baie mense wag vir die regte tyd. Regte tyd om vrygewig te wees, die regte tyd om te vergewe, die regte tyd om gehoorsaam te wees. Daai perfekte tyd kom nooit nie. Party mense wag vir daai skipie om in te kom. Onthou julle het julle ooit daai term gehoor van ons wag vir ons skipie om in te kom. Myne het of gesink of is op 'n windlose oseaan hè, maar daai skipie kom nooit in nie. En as jy gaan wag vir daai skipie om gehoorsaam te wees, dan gaan jy uitmis op die geseënde lewe. Jy gaan nie uitmis op geld nie. Jy gaan uitmis op 'n geseënde lewe waar jy beleef hoe God jou gebruik. So die oomblik wanneer jy kies om te gee van jou tyd, jou liefde en hier is ons baie in die geloofsfamilie. Dit is wees baie liefde hier binne. Ek het vroeg opgestaan verlede week daar in Tilbag om betyds te wees vir die diens waar ek eintlik nie nodig gehad het. Sê maar ek het julle gemis want hier is soveel liefde. Hoe kom jy aan en so lekker. Jy gaan uitmis op die liefde. Jy gaan uitmis op vergifnis as jy nie kies om te gee nie. Dit gaan daaroor dat jy moet verklaar, God, ek vertrou U meer as my situasie. Ek weet party van julle sit hierso en julle sit, maar Jesus, hy verstaan nie my situasie nie. Dan gaan ek vir jou sê, weet jy, ek verstaan nie jou situasie nie. Ek het nie 'n klou wat in jou binnekamer in jou huis aangaan nie. Jy het ook nie 'n klou wat in my binnekamer en in my huis aangaan nie. Maar die uitdaging is om te sê, God, ek vertrou U meer as my situasie.
Maleagi 3 vers 10 is 'n vers wat my benoud maak, want ek hou nie daarvan om getalle aan goed te koppel nie. Daarom het ek vroeër gesê, joune kan dalk 1% wees, 'n ander ou en dan kan dalk 20-30% wees. My profeet skryf op, bring die volle 10de na die voorraadkamer toe, sodat daar voedsel in my huis kan wees. Toets my hierin, sê die Here. Heersers oor alle magte, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Wanneer jy jou geloof uitleef, en dit deur gehoorsaamheid uitleef, reageer die hemel. Dis nie 'n slotmasjien reageer ting 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 nie. Daar gebeur iets in hierdie geestelike wêreld, in jou lewe, in die mense om jou en dalk in die kringe wyer as jou. Jy sien 'n eenvoudige projek wat ons nou doen vir Kersfees by Hensie Vroom. Koop een rolletjie Roland dalk en bring dit saam. Koop daai special. Gebruik hierdie maand liewers, ek weet nie, Dove of wat is, skiep liewers die Dove en kry 'n tortelduif of iets. Roland, ek weet nie wat ek gebruik net Mitchum. Maar julle verstaan wat ek bedoel, in plaas van die duur een te vat wat nie op special is, koop liewers vir 'n maand die een wat op special is wat 2 dieselfde kos en gebruik dit en bring dit. Dis ietsie klein. Maar weet julle vir daai mense by Hensie Vroom, daai mense wat daar werk, die mense wat dit ontvang, dit gaan vir hulle die wêreld beteken. Dit gaan vir hulle laat voel, joh, daar's mense wat omgee. Ons is nie vergete nie. So vrygewigheid gaan nie oor hoe groot jou beursie is nie. As dit gegaan het en dit altyd die effek was, dan het al die kerke meer as genoeg geld gehad en groot geboue gehad. Maar dit gaan nie oor hoe groot jou beursie is, dit gaan oor hoe groot jou gehoorsaamheid is. Vrygewigheid ontsluit 'n vrede in ons. 'n Vrede wat jy in hierdie meer geseënde lewe wil hê wat jy nie kan koop nie. Jy kan ook baie gee elke maand, maar met 'n slegte gesindheid. En dit gaan jou nie help nie, maar jy kan iets gee met 'n goeie gesindheid. En jy gaan 'n nuwe vreugde, 'n nuwe vrede en 'n doel ontdek. Wanneer jy God vertrou vir iets, gebeur daar iets pragtig in jou. Jesaja 26 vers 3 in die boodskap vertaling sê: U Here gee u vrede en voorspoed vir die wat op u vertrou en volhard in geloof. Vrede volg op vertroue. Vrede volg op gehoorsaamheid. Ek het dit so opgesom, in gee vind ons doel en in dien vind ons sin. Dis die belangrike goed. In gee vind ons doel, want dit verander die perspektief waarvoor jy werk en waarvoor jy alles doen. En in diens vind ons sin. Jy vind 'n purpose. Partykeer is mense by 'n gemeente en 'n geloofsfamilie ingeskakel en hulle kom net elke Sondag en hulle sê, ek gaan net elke Sondag kerk toe. Jy al gedink om dalk te kom help met die koffie? Gaan jy dalk purpose gee op 'n Sondag? Jy gedink om deel van die gasvryheidsbediening te raak? Gaan jy dalk purpose gee op 'n Sondag? Het jy gedink om by die kinderbediening betrokke te raak? Dit gaan vir ons wys jy is dapper en jy het purpose. Maar dis nie goed waaroor dit gaan. So wanneer ek en jy met 'n oop hand leef, gee ons God geleentheid om met 'n oop hand te leef. Wat ek en jy doen maak saak en ek wil hiermee klaarmaak. Ek wil vir julle so 'n rowwe opsommingkie gee van Matteus 25 vers 35 tot 40 staan. Het ek dit ingesit? Nee, dis nie heeltyd dalk het ek dit nie, dis Matteus 25. Dit kom nie ingesit nie. Okay, nou moet julle maar luister. As jy nou nog nie geluister het, jy luister hierna. Okay, sien julle ek oefen vergifnis sê ek vergewe my vrou wat die slides knoppies verkeerd gedruk het. So dis 'n bietjie moeiliker as wat ek vroeër gesê het, hoor. Matteus 25:35 tot 40 opsing waar Jesus sê, want ek was honger, julle het vir my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het vir my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my 'n herberg gegee. Voorwaar sê ek vir julle,
vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Niks wat jy hier doen, of dit 'n finansiële bydrae, betrokke is by die kinders, betrokke is by die band, betrokke is by klank en beeld, betrokke is by enigiets, is iets wat jy vir my, vir Johan, vir die kerkraad doen nie. Ons is gering, want God is groot. En as jy saam met ons aan hierdie ding werk, dan doen jy dit direk vir die Here. Dan het jy dit vir Jesus gedoen. As jy tydelike geluk wil hê, dien jouself. As jy blywende vervulling wil hê, as jy die meer geseënde lewe wil hê, dien ander. Elke gebed, elke maaltyd wat jy deel, word 'n uitnodiging vir iemand om Jesus te ontmoet. Elke rand wat jy gee, word 'n simbool van aanbidding. Want dit sê, Here, U is verhewe bo my. En elke bietjie wat jy bydra, van jou tyd, jou energie, jou kapasiteit, jou talente, bring mense nader aan Jesus. As jy kan musiek maak en jy staan daar voor saam met Chris, die meeste van ons kan getuig, daar's 'n belewenis van God is hier teenwoordig. Het my so mooi gewees toe ons vanoggend Goodness of God sing en ek hoor hoe sing ons. Dus ek soos, ons familietjie begin iets verstaan van God se grootheid. En dis vir my so mooi. So wat beteken hierdie hele storie vir ons om die meer geseënde lewe te hê en om in oorvloed te leef? Die eerste een is, en dis daai een wat jy net nou opgehad het, lief, haai julle. So om te glo dat God meer as genoeg is. Om te erken dat alles wat ons het aan hom behoort, om nou te gee en nie later nie, om met vrede, vreugde en doel te leef, wat vloei uit 'n vrygewige hart. Nou die van julle wat verlede jaar hierso was of die vorige jaar of dalk al in enige kerk was, sal al die begrip die 10de maand gehoor het. 10de maand is wanneer die kerkraad as hulle begroting opstel, kyk hulle na Oktober en sê, okay, dis 'n mooi simboliese maand, waar ons nou kan kyk om mense uit te daag, nie te pressure nie, om dalk 'n bietjie meer te gee as gewoonlik. Om uit dankbaarheid vir dit wat God vir ons gee, elkeen individueel, te sê, maar ek gaan bietjie meer hierdie maand gee. Dis nie eintlik vir ons belangrik nie, en daarom het ons eintlik so 'n bietjie vergeet deur ons reekse van die 10de maand. Ek gaan nou nie vir julle 'n mooi verduideliking gee nie. Ons het letterlik vergeet van hier's nou 'n 10de maand, so nou moet ons vra vir meer geld, want dit is nie vir ons belangrik nie. Ons beleef God se seën deur die hele so goed. En toe ons so 'n bietjie gepraat en om onsself te cover, dis nou die eerlike goed, hè. Besluit ons so, ons gaan 'n nuwe tradisie begin. Ons gaan 2 dankbaarheidsmaande begin. Van November tot Desember. Julle weet mos, ons het alles weer en omgekeer hierso. En ons gaan vir jou vra om by die Here te hoor in hierdie volgende 2 maande, wat is dit wat jy dalk moet gee, wat jy dalk moet gee, bo wat jy reeds bydra. Bo die tyd wat jy dalk gee, bo die geld wat jy gee. Soos in die verlede, dink 3 jaar terug het ons die eerste keer 10de maand gehou, en hier's nou 'n klomp nuwe mense wat hier is, soos ek gou vinnig het vertel. Imagine dit. Jy begin 'n nuwe kerk, nuwe gemeente wat eredienste begin, en een van julle groot goals was gewees die 10de maand om te help met die finansies. Maar ons verkondig die hele tyd, ons vertrou die Here, ons gaan nie vir julle laat offergawes opneem nie. Dis die eerste oggend van die 10de maand en Swyste Kok is hier. Ons het hom aangekry om die preke te kom doen, want ek hou nie daarvan om oor hierdie goed te preek nie, vir die van julle wat nie weet nie. En ek staan hier voor en ek praat oor die 10de maand by die afkondiging, en ek is op die punt om te sê, en ons teiken vir hierdie maand is, en net terwyl ek dit dink, toe stop die Here my so my gedagte en hy sê, vertrou jy my regtig? So moenie vir hulle sê wat die teiken is nie. En ek is so, ek weet nie of julle dit kan merk, so in dit gebreek voor ek dit sê, en ek sê, en ek gaan nie vir julle sê wat die teiken is nie. En Johan het daar agter gestaan, en toe die afkondiging klaar is, so stap ek net om na Johan toe, en toe sê ek vir hom, ek weet nie wat ek nou gedoen het, ek het of die 10de maand laat werk, of ek het dit heeltemal gedenk. Want ons het 'n teiken gewoonlik, ons mense wil 'n goal hê. Maar die Here het vir my daai oggend ge-challenge en sê, as jy my regtig vertrou, gaan jy nie vir die gemeente sê wat julle teiken is nie. Ek het 'n teiken vir julle, en kom ons kyk of ons by daai teiken kan uitkom.
En julle, die wonderlike ding is, ons het daai 10de maand se teken gemaak. Ek was baie verlig geweest, want maar dis hoekom ons nie vir julle sê nie. Ja, ons het op die boeke 'n teken. Maar die Here se teken is dit wat hy vir ons gaan gee. So ons gaan nie elke Sondag, elke week op WhatsApp vir sê, julle onthou, dis nou dankbaarheids 2 maande, julle moet nou 'n bietjie meer probeer gee nie. Jy moet by die Here gaan hoor, wat moet jy gee? Dalk is dit geld. Dalk vra die Here van jou, moenie die R200 wat jy meer hierdie maand vir Granendal sou gee, vir Granendal gee nie. Gaan koop R200 se toiletware vir Hensie Vroom. En dis 'n moeilike ding vir my om vir julle te sê, want ons het nog steeds ons boeke wat moet werk. Maar wat vra die Here van jou? En dis my uitdaging vir julle. Wil jy 'n lewe hê wat geseënd is? Dit lê nie in die nommers nie. Dit lê in die gehoorsaamheid. Dit lê in jy wat sê, Here, ek kies om gehoorsaam te wees. Al gaan dit teen alles wat ek voel. Al gaan dit teen elke ding in my, gaan ek kies om gehoorsaam te wees, want U, Here, weet absoluut die beste. So baie lank en baie praat, die oplossing van 'n meer geseënde lewe is wees gehoorsaam. Dis baie eenvoudig. So as jy op die livestream gekyk het, jy kon nou eintlik net ingeskakel het vir die hele preek, wees gehoorsaam. As God praat, vertrou en wees gehoorsaam, want hy weet beter. Kom ons bid. Here, ons almal wil 'n geseënde lewe hê. Maar Here, ons prentjie van geseënd wees is partykeer baie skeef. En Here, ons wil vanoggend vra dat U elke liewe persoon wat hier is, se gedagtes deur die werking van U Heilige Gees vanoggend sal verander, sodat ons kan begin verstaan wat 'n geseënde lewe, 'n meer geseënde lewe regtig beteken, Here. Here, as ons vandag hier uitstap, Here, dan gee ons ook hierdie 2 maande van gehoorsame vrygewigheid, dankbaarheid gee ons in U hande, Here, en ons vertrou dat U Gees in elkeen van ons lewens sal werk om te sê waar, wat en hoe ons bydra moet wees, om hierdie dankbaarheid vir dit wat U hierdie jaar so ver vir ons gegee en gedoen het, terug te gee aan U. Mag U Gees ons elkeen lei en ons die vrymoedigheid en dapperheid gee om te gee as U ons dalk lei na 'n plek wat vir ons baie moeilik is. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Mag julle beleef hoe sy Gees jou lei in gehoorsaamheid, sodat jy 'n meer geseënde lewe mag hê. En die geloofsfamilie sê saam: Amen.